Graag hê dat julle saam met my moet blaai na Deuteronomium toe. En ek wil dit is die laaste hoofstuk van daardie boek. En ons gaan amper die laaste verse van daardie boek lees. Ons gaan na hoofstuk 34 toe en ons gaan na die laaste verse toe. Dit sê daar, en soos Moses vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het, het daar geen profeet meer in Israel opgestaan nie. Wat betref al die tekens en die wonders wat die Here hom opgedraai het, om in Egipte land aan Farao en aan al sy dienaars en sy hele land te doen. En wat betref die hele magsopenbaring en al die groot, skrikwekkende dade wat Moses voor die oë van die hele Israel gedoen het. Nou, vir my was dit 'n mondvol, nee. Maar wat basies daar gesê word, is dat Moses is erken as een van die grootste profete wat daar ooit was. En een van die dinge wat hom laat uitstaan, is dat hy God van aangesig tot aangesig gesien het. Nou, daar is 'n rede hoekom ek dit uitbring, en ek wil hê dat ons na nog 'n hoofstuk toe moet gaan, en dit is die boek Hebreërs. En ek wil hê dat ons daar na hoofstuk 1 toe moet gaan. En ons gaan vanaf vers 1 lees. So Hebreërs hoofstuk 1. Dit sê daar, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Nou die virus wat hierso uitkom is dat die Here, toe hy gepraat het in die Ou Testament en selfs nou gebruik hy profete. Dit is hulle mondstuk. As 'n mens kyk na die woord van die Here, dan is die woord opgemaak deur die woorde wat die Here gegee het aan verskillende mense. As ons dink aan Moses, hy was nie net gesê, of die Here het hom die 10 gebooie gegee wat hy self geskryf het, maar hy toe vir Moses sê, jy moet verder nog goed neerskryf, wat die mense moes lees aanhoudend. Hy het self vir Joshua gesê, die woorde van Moses moet jy aan die mense aanhoudend bring. En die gedagte van profeet, as ek julle nou moes vra, wat is die belangrikheid van 'n profeet, of hoe sal julle, wat is waarde het 'n profeet vir ons? En is dit belangrik dat ons nou profete moet hê? Ons lees daar dat in die laaste dae gaan God deur sy seun met ons praat. En dit is vir my interessant. Ek dink aan daardie woorde van Jesus toe hy nou gestaan het en die mense het gevra om vir 'n teken dat hy nou God is, en hy sê die teken wat hy hulle gaan gee is die teken van Jona, onthou julle. Maar toe sê hy vir hulle, een groter, of 'n profeet groter as Jona, is nou in julle teenwoordigheid. En dit was Jesus self. Nou as ek na Jesus kyk, en ons weet dat Johannes hoofstuk 1 begin met die vers wat sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou as ons daaraan dink, dan dink ons baie keer net aan hierdie woord. Maar dit gaan nie oor die Bybel nie, dit gaan oor die inhoud wat daar ingevind word. Dat ons glo dat wat hier so ingeskryf is, en soos Petrus ons laat weet, is dit deur die Heilige Gees opgestel deur die verskillende maniere wat hy gebruik het om hierdie vir ons te gee. En die doel van hierdie woorde is om God aan ons te openbaar.
Is dit nie waar nie? So, as ek moes vra, wat is die waarde van profesie? Of wat kry 'n mens daaruit? Dan sal ons sê, ons kry die woorde van God. Is dit nie waar nie? Hulle was gesien as mense wat namens God gepraat het. God het selfs van Moses gesê, jy sal soos God wees voor Farao. En jou broer, Aaron, sal jou profeet wees, jou monster. So, dan lees ons ook in Korintiërs, dat daar gawes wat aan ons gegee word. En een van die gawes is dat ons sal profeteer. Ons jong mense sal visioene sien en drome en dit sien en hulle sal profeteer. En ek wonder altyd, sien ons nog wat profete is? Of het ons so 'n bietjie verbaas geraak om te dink dat, wanneer ons dink dat ons kinders gaan profeseer, dan dink ons dat hulle oor iets in die toekoms gaan praat. Sien, dis wat ons deesdae dink. As ek dink aan Daniel en ek dink aan die visioene wat hy gehad het, of selfs Nebukadnezar, hy het 'n droom gehad, en daar hele in die droom wat hy gehad het gegaan oor wat ons nou net gesing het, oor verskillende koninkryke, maar die interessante ding van die koninkryke is, soos Daniel vir Nebukadnezar gesê, die Here het aan jou gewys wat gaan gebeur. Ek dink Nebukadnezar het in sy bed rondgerol en gedink, wie is my vyand, wie gaan ons wen? En die Here sê, dan gaan iemand na jou kom. Maar hulle gaan nooit so groot en so sterk wees soos jy nie, maar hulle gaan jou oorwin. En daarna gaan nog 'n koninkryk, en daarna nog 'n koninkryk, en dan gaan die koninkryke opverdeel, en ons kry al dit. En ons sien, as ons na die boek Daniel kyk, dat ons kyk na iets wat in die toekoms gaan gebeur. Maar as dit oorgaan oor die toekoms, dan die enigste boek wat ons dan kan verklaar as profeties vir ons as Christene nou, is naamlik die boek Openbaring. Omdat al die ander profetiese boeke, soos Daniel en Esegiel, almal van hulle is profeties in 'n mate, is klaar, hulle is verby. Dit is, die Here praat nie meer daardeur nie. En dit is interessant, dat baie mense van die woorde van Esegiel en Jeremia, en hulle probeer dit nou waardig vernou maar dit is geskiedenis, dit het klaar plaasgevind. Julle onthou toe die Here vir Jeremia genader het hy hom genadig gesê, van toe jy nog kind was in jou ma se skoot was, het ek jou voorstel of bepaal dat jy gaan profeet wees vir my. En weer eens as ons daaraan dink, ek bedoel, jy gaan my mondstuk wees. En Jeremia kyk en hy sê, maar weet jy, ek is 'n kind, ek is bang, ek weet nie, hoe gaan die mense na my luister? En dan, ewe skielik sê die Here, maar ek het jou mond mos gemaak, jy moenie bang wees, maar ek gaan by jou wees en alles. En dan ewe skielik doen die Here iets. En ek dink, miskien moet ons, om dit raak te sien, gaan saam met my na Jeremia toe. Jeremia hoofstuk 1. En ek wil hê dat julle moet net sien hoe die Here hom genader, en daar is 'n rede hoekom ek dit wil hê dat ons na dit moet kyk. Ons sien in Jeremia, begin dit in vers 1, die woorde van Jeremia. Maar dit was nie werklik die woorde van Jeremia nie. As ek verstaan dat Jeremia 'n profeet was. Ek het vanoggend gelees, toe ons nou stilte tyd gehad het, ek gelees van Samuel en Saul, en dit was interessant, Saul het donkies gaan soek. En hy word vertel, kom ons gaan na die seer toe, die ou wat nou kan sien, waar is die donkies? Maar die Here gaan na Samuel, en jy kan dit lees in 1 Samuel hoofstuk 10, en die Here na Samuel toe gegaan, voor die tyd het gesê, daar gaan 'n jong man kom, en hy gaan, terwyl jy uit die stad loop, gaan hy in die stad inloop. En hierdie man wil ek hê jy moet koning maak, so die Here het al klaar met Samuel gepraat. En die gebeurtenis van Samuel, wat met hom gebeur het, was volgens die wil van die Here. En so as ek hier so lees, en ek lees die woorde van Jeremia, dan moet ons net so 'n bietjie terugstaan en te kyk, en sê,
toe Moses gepraat het met die mense, was dit die woorde van Moses of was dit die woorde van God? Sien, wat skei ons dat dit woorde van mense is en woorde van God? Hoe weet ek, en die woord sê vir my, daar gaan valse profete kom. Hoe weet ek, wat is 'n ware profeet? Een van die dinge wat ons sê, 'n ware profeet, as hy iets profeteer, dan wat hy profeteer het, gaan plaasvind. As dit nie plaasvind nie, dan sê hy valse profeet. Jy ken dit ons. Maar, dan sê Johannes vir ons, daar gaan valse profete wees in die toets, en die toets wat ons kyk, is nie om te sien wat hulle sê op dit waaragtig gaan wees, omdat weet jy, dit is moontlik vir die duiwel om dinge te bepaal wat gaan gebeur, en dan maak hy dit laat gebeur. Jy verstaan? Dit is nie noodwendig dan reg nie, omdat dit kan 'n valse profeet wees. En die woord sê vir my, daar gaan valse profete wees. So hoe bepaal ek dan, dat wanneer ek oor iemand of van iemand praat as 'n profeet in die informasie wat gee, kyk, dit is vir my belangrik, omdat ek moet kan bepaal of dit die woorde van God is, en as 'n rede ook omdat dit van weer klem daarop sit. Ek moet weet, ek kan nie net enigste persoon se woord aanneem, al sê vir my die Here het my gestuur om dit vir jou te sê, sê vir my, wil jy gaan baie ryk word. Ek gaan opgewonde wees daaromtrent. Maar ek gaan weet of hy waaragtig is, alleenlik, as ek baie ryk word, en ek is al lank in die tande, 70 en ek is nog nie ryk. So daardie profeet is so, sy woord is nie magtig nie. En daar is mense, ons noem hulle fortune tellers, waar hulle jou vertel wat gaan gebeur, en baie keer gaan mense na iemand toe, en dan sê wat, dan kyk hulle so na jou hand, en dan sê, ek kan sê, jy gaan land, en dan, jy gaan dan nog 'n mooi man ontmoet, al intussen hy sê, ek 'n man, nie 'n vrou nie. Maar wat ek probeer sê is, jy gaan volgens hulle woord. Nou, hoe bepaal jy of hulle nou reg is? Volgens die woord is as wat hulle sê waar word. Ek weet van mense wat na die teeblare kyk. Julle moet nooit na myne kyk nie, ek het nie teeblare, ek het koffieblare. Maar hoe gaan hulle raak sien? Hoe weet jy of dit reg is? Omdat dit is belangrik dat ons die woord van die Here moet hê. Ons het 'n gedagte, en dit is dat daar nie meer 'n profeet sal wees nie, omdat Ellen White was die laaste profeet. Dan is ons ook soos die moslims. Hulle glo dat Mohammed die laaste profeet is. Gaan God nie meer met ons praat nie? Weet jy, 'n interessante ding vir my, Ellen White is profetes, ek aanvaar dit, omdat daar seker dit is wat sy van praat, maar hoe weet ek? Daar's baie dinge wat sy van gepraat het, wat nie meer van toepassing is in my tyd. Nou, omdat ek nie meer daar stem nie, maak dit dat ek nou nie glo dat sy profetes is nie. Jy sien, elke profeet was vir 'n doel in 'n tydsperiode ingebring om die woord van die Here oor te dra aan mense. Nou, ons het hierdie woord. Ons het nie eintlik 'n profeet nodig nie, maar ons moet iets omtrent hierdie woord, ons moet 'n besluit maak aangaande hierdie woord. En dis die enigste ding wat jy kan doen is die besluit maak dat hierdie, soos ons gelees het, die waaragtige rekord is van God se betrokkenheid met die mens van die skepping tot die wederkoms. Dit is alles hierso geskryf. So ek het nie eintlik meer 'n profeet nodig as ek glo dat dit die woord is. Die Amen, die begin en die einde. Die boek Openbaring sê, jy kan nie byvoeg nie, en jy kan nie wegvat nie. So eerstens wil ek hê, ons moet hierdie ding raak sien. Dat daar wel, 'n profeet is 'n persoon wat die woorde van God doen, maar daar is 'n probleem omdat die woord sê vir my, daar gaan valse profete wees. En partykeer, weet jy, ons weet, Nostradamus, mense praat van hom, en daar is dinge wat hy sê wat gebeur. Ek weet van
iemand anders, hulle sê, Donald Trump het president geword omdat daar die een ou wat so cartoons het. Hulle het eintlik voorspel hy gaan 'n president word. Nou, ek glo dat as iemand na jou toe kom en sê jy moenie op die see gaan nie, dan gaan 'n storm kom. En jy besluit nie, maar ek luister nie na jou nie, jy gaan op die see, daar's 'n storm. Wat begin jy iets skielik dink van hierdie jaar? Dat hy sê is waar. Maar min kan ek weet dat die duiwel hom gebruik en toe 'n hele klomp engele wat so 'n bietjie storm opkom, en hulle kan 'n storm opwek. Hulle kan die water so klits. Ons besef nie wat hulle kan doen nie. Ons wil vertel dat baie van die dinge, van die weeromstandighede is as gevolg van hulle betrokkenheid. Ons ken nie die mag van wat hulle kan doen. En as 'n mens daaraan dink, ek weet nie of julle ooit in 'n swembad was nie, waar julle almal so teen die een kant sien, ons het daarna niks gehad om niks te doen nie. Maar ons het in 'n swembad, dan kan ons almal, dan staan ons by die een kant van die swembad, dan begin ons almal so vorentoe saam werk. En wat het ons begin doen? Ons het 'n lost city van ons eie gemaak. Die golwe het so begin maak. En weet jy, die ouens wat geniet het, was die ouens wat geswem het, maar die water het so begin woelig raak en ons het aangegaan soos. En dit was lekker. Of ons het in die water, dan loop ons so in die rondte agter mekaar aan. Naderhand dryf en jy word getrek deur hulle wat hulle doen. En as ons so magtig is dat ons so iets kan doen, wat dink jy, kan 1 miljoen engele doen? As hulle so moet blaas, 1 miljoen van hulle. Ek dink dan gaan Suidweste opkom. Is nie waar? Wat ek probeer sê, hoe weet ek dan of dit die waaragtige woorde van God is? Nou, dit is interessant, die woord sê vir my, Johannes sê vir my, dat as hulle nie met hulle mond bely, dat Jesus die Christus is, dan moet jy nie saam met hulle stem. Nou, as 'n persoon na jou toe kom en hy sê hy is 'n kenner van die toekoms, die woord leer vir my in Jesaja, hoofstuk 8, jy moenie met hulle betrokke raak nie. Hulle gaan jou met jou brein so 'n bietjie smogel. Hulle het dit met koning Saul gedoen. Toe hy by daai profeet, die heks eintlik aangekom het sy gesê, ek weet wie jy is, maar hy moet jy geweet, ja, jy het al die hekse doodgemaak, en nou kom jy na my toe, wat wil jy weet? En toe lyk dit asof Samuel ons uit die graf uitkom, en met hom praat. En as die mense lees, dan lyk dit was Samuel. Hy moes profeteer nou. Begin so 'n bietjie, weet jy, dis moeilik. En ek wil julle wys hoekom wil ek hê ons moet iets duidelik sien. Wanneer dit kom by hierdie woord, moet daar geen twyfel in julle gedagtes wees dat dit die woord van die Here is. Omdat dit is teen hierdie woord dat jy alles meet. As iemand na jou toe kom en sê, daar is lewe in die hemel na die dood, jy moet dit teen hierdie meet. Jy moet kan redeneer, kyk, die woord sê so. Daar is baie mense wat sê die woord is dood, dit is nie meer belangrik vir ons, ons is mos kenners. En een van die grootste probleme wat met ons as kerk gebeur het en as wêreld is dat ons nie meer aanvaar dat hierdie die woord van God is. En dat ons nie toelaat dat hierdie die lig vir ons pad en ons voete moet wees. En alles. Nou, ek het Moses gebruik vir 'n rede. Moses was vertel om neer te skryf wat die Here vir hom gegee het. Nou wil ek vra, wat het hy geskryf? Het hy geprofeteer?
Kyk, as ek terugkyk, dan dink ek aan die boeke wat geskryf is. Ons dink aan Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, ons kyk daar en dan noem die 5 boeke. En meestal van ons aanvaar dat dit die boeke wat Moses geskryf het. En as 'n mens daarna kyk, is dit so 'n bietjie gemeng. Daar is profesie en daar is net geskiedenis. Dit is wat gebeur het. Nou, was julle daar in Egipte land toe die Israeliete uitgekom? Was julle daar? So wat doen julle outomaties om, as julle na die boek Exodus kyk, wat doen julle outomaties? Julle glo wat daar geskrywe is. En daar's dinge in die boek geskryf wat eintlik baie interessant is. Ons lees van water wat bloed word. Ons lees van haalstene, ons lees van ons sien die mag van God wat geopenbaar word deur die werk van Moses. Ons lees dat Moses by 'n berg opgegaan het en sy gesig word so helder dat hy moes hom toemaak. Aanvaar julle dit? Hoe kan julle dit aanvaar? Jy was mos nie daar nie. Dis wat ek wil hier moet raak sien, julle moet op 'n plek op waar julle sê, dit is die woord van die Here. Nie miskien 'n bietjie hier en 'n bietjie daar nie. Kan jou hier en kan jou daar nie. Nee. Ja of nee? Jesus sê jy moet by elke woord wat uit die mond van God moet jy gehoorsaam aan wees. Nie net die profetiese woorde, nie net die 10 gebooie nie, elke woord. Maar baie keer sien ons aan dat daardie ou nie uitgeweet wat hy sien nie. Nou kom ek gebruik weer Moses. Moses het neergeskryf die dinge wat gebeur het, as rekord. En Joshua en hulle moes kyk na hierdie woord en herinner word aan wat gebeur het. En die interessante ding is, met tyd sou die kinders vra, hoekom is hierdie klip hierso? Dit is om julle te vertel, dit is wat hulle gebeur het. En ek wonder met tyd of die kinders dan gesê, come on, hoe kon die see oopgemaak geword het? Maar ons doen dit. Was daar werklike vloed? Die wetenskaplikes gesê nee, dit was 'n groot meteoriet wat ons planeet geslaan het. Weet jy sien, die interessante ding, as 'n mens kyk na van die skrywe spesifiek in die Nuwe Testament, hulle haal aan dinge wat gebeur het in die Ou Testament en hulle haal dit aan dat dit werklik gebeur het. Ek dink aan Petrus, in 2 Petrus sê hy, daar's mense wat glo die wederkoms van Jesus gaan nie plaasvind, maar is net soos die ouens wat gedink het alles bly soos normaal, maar het vergeet hoe was die wêreld op een tyd met water vernietig. En hy haal dit aan. En wat het my aan dink? Wat dit sê vir my, hy glo in die boek Genesis. En ewe skielik wil ek julle moet iets sê. Hier is Moses. Nou, Moses is die ou wat die eerste 5 boeke geskryf. Maar ek wil nie heeltemal net vir hom sê, ek weet daar was verskillende maniere hoe dit gedoen word, maar dit is aangeneem, daardie 5 boeke is daar. Nou, wat was Moses omtrent rond? Was dit omtrent in die begin, toe Abraham daar rondgeloop het, het hy van Abraham geken, het hy na Abraham toe gesê, hey Abraham, jy gaan nog Abraham genoem word. Het hy hom geken? Nee, het hom nie geken. Maar nou skryf hy die hele boek, 'n beginsboek, die boek word genoem Genesis. Wat bedoel die begin van die begin? En daar praat hy van hierdie ou Abraham. En hy het 'n vrou gehad en hulle was
Sy het nie kinders gehad, en hy was 100 toe hy 'n kind. En ons aanvaar dit net so. Ons lees van 'n ou soos Methuselah. Hy het dan 900 en iets gelewe. Kom op. Was nie reg. Sien, die probleem is, hier is Moses 2000 jaar omtrent, na al hierdie dinge, is hy daar, eintlik 'n bietjie meer, op 4000 jaar, is hy daar, en hy praat van goed wat 4000 jaar. En dan dink ek aan die boek Job. Die Here kom na Job toe en hy sê, was jy daar toe ek dit gedoen het? Was jy daar toe? En Job sê, ek was nie. Moses was nie daar in die begin nie. Maar hy word voorgestel as 'n man wie 'n profeet was, en hy was 'n man deur wie God gepraat het. En God het ook gesê, van die goed wat jy praat, en sit dit neer. Ek wil hier moet teruggaan na Jeremia toe. Omdat, ek wonder baie keer, hoe het Moses die skepping gesien? Hy was nog nie daar nie. Dan lees ek in Jeremia, die eerste hoofstuk, ek wil hier met saam met my gaan, die Here praat met hom. En hy sê vir hom, jy was in jou moederskoot gevorm, het ek jou gebruik, jy gaan my profeet wees. Ek het dit alles lees daar. Maar dan sê dit daar, in vers 9, dit sê daar, toe het die Here sy hand uitgestrek, en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Nou, dis vir my, hoekom het ons hierdie informasie? Dit is 'n interessante manier hoe die Here sê, ek sit my woorde in jou mond. En dan sê hy verder, kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Jou woorde gaan van so mag wees, dat gaan opbouwend of afbreekend wees. Maar wat weet ons, dis nie sy woorde nie, maar die woorde wat die Here in sy mond geplaas het. Jy moet dit raak sien. En dan doen hy die beskielik. Hy sê vir hom, dit sê in vers 11, verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat sien jy, Jeremia? En onthou, ons het net gekry die woorde in die mond van Jeremia gesit, en dan vra hy vir Jeremia, wat sien jy? Nou, dit is amper asof hy nou so 'n bietjie gekou het. En ek wonder of julle ooit blind was. En, dit was nie. Of met 'n doekie toegemaak in jou oor. En hulle gee jou 'n aartappel en hulle sê dis 'n appel. Proe dit soos 'n appel, proe soos 'n aartappel. En hulle maak jy so toe, sê ek. Jy sal nie weet nie. Maar ek kry die indruk, hy eet hierdie woorde wat die Here in sy mond gesit het, en die Here vra hom, wat sien jy? Dis amper asof, okay, wat kry jy daar uit? Dit is amper asof hy sê, hoe lees jy? Weet jy, ek dink altyd aan, wat noem dit as jy iets gee om te lees, en dan moet jy begripstoets. Hy sê die woorde in die mond van die Jeremia, hy sê, okay, begripstoets dit vir my. Wat sien jy? En hy antwoord, ek sien 'n mandeltak. En vers 12 sê die Heer vir hom, jy het goed gesien. Dis amper asof die Here vir hom gesê het, okay, ek sê die woorde, kom ons sien of jy nou dit sien, maar dit is ook nie, wat is dit? Dit is 'n antwoord, jy is reg. Dit bedoel die Here verklaar, dat jy nou reg gepraat het, maar dit was die woorde wat ek in jou mond gesit het.
En dan gaan hy verder sê, ek sit nog woord in die mond, en hy sê, wat sien jy nou? Hy sien, ek sien 'n groot pot, kokende pot wat nou val na die syde toe. Ja, lees. Sien, dis baie belangrik, en die Here sê, kom, jy's reg. So ek wil weer terugkom by Abraham, Moses. Moses praat nie net van die teenwoordigheid nie. Hy praat baie min van die toekoms. Dis amper asof hy meer 'n historien is, om goed neer te skryf, sodat ons kan terugkyk en Maar dan skielik kry ek die boek Genesis. En daar vertel hy my iets. Nou aanvaar ek net wat van sy lewenstyd gebeur het as waarheid, of aanvaar ek dat hy as profeet ook die waarheid gesien aangaande die verlede. Dis jy verstaan? 'n Profeet is nie net 'n persoon wat in die toekoms inpraat. 'n Profeet kan ook 'n persoon wees wat verklaar wat gebeur het op dit wat was. As hy dit nie gesê het nie, as Moses dit nie neergeskryf het, dan was dit nie waar nie. Maar as dit nie waar was, dan was hy vertel, skryf dit neer. Nou, daar's baie verskillende maniere om te bepaal of seker van die goed wat geskryf is, waaragtig is. Omdat ons kry byvoorbeeld Lukas, wat verwys word na die nageslag van Jesus Christus, en hulle vat ons heeltemal terug, verby Abraham, na Adam toe. Lukas, wat 'n dokter was, wat seker was, het gaan geskiedeniswerk doen, en hy, met sy woorde, die manier hoe hy het oorgedra, gesê, ek glo, Jesus was die seun van God. Net soos Adam, die seun van God was, net so en so gelyk. En dan kry ons 'n persoon soos Matteus wat omdraai en sê, ja, maar ek glo dat Jesus se voorvader was Abraham. En hy vat ons terug tot net daar. Maar al klaar versoen die Nuwe Testament met sekere dinge wat gesê was daar as waaragtig. So 'n profeet is nie net 'n persoon wat die toekoms waaragtig maak, as dit waaragtig gebeur, maar as hy verklaar dat iets gebeur het, dan is dit ook waaragtig. En met dit in gedagte moet jy dit dan aanvaar, en ek sien die skrywers van die Nuwe Testament aanvaar dit. En ek dink aan Petrus weer eens, waar hy praat van, hy glo dat daar 'n sondevloed was. Dat mense op 'n tyd deur waters vernietig was. Maar dan doen hy beskielik, hy spring vorentoe en hy sê, maar daar gaan 'n vuur wees. Maar dis toekomstig. Maar net so werklik soos hierdie wat hy glo is werklik, glo hy met werklikheid dit is werk. Jy kan nie net een gedeelte aanvaar werklik daartoe. Die Here het byvoorbeeld gesê in Genesis, in Exodus, dat die Here vir 40 jaar manna vir die mense gee uit die hemel. En nie oor lang tydsperiode, manna vir die dag, manna vir die dag, manna vir die dag, op die 6de dag 2 keer manna, 7de dag niks nie. Volgende dag, die volgende week, manna, 6de dag 2, volgende dag nie. Manna, sê, vir 40 jaar, hoe lank moet iets gebeur, totdat jy weet, dis waaragtig. Nou dit skryf Moses, hy was daar. En dan ewe skielik skryf in Genesis 1, op die eerste dag, het die Here die gespreek en gesê, laat aan lig wees. Ag, Moses, dit was 'n groot tydsperiode tyd daar, man. Waaragtig of nie waaragtig. En as ek hier moet vra, en ek spes om af te sluit, wat het eers gekom? Die aarde, ek praat nie van
Het die grond eers gekom, of het water eers gekom? Kom ek vra het op 'n ander manier. Ons het nou hierso die Here, hy is deur om te spreek, dan laat daar lig wees, daar is lig. Laat die water skei van die waters. Waar is die grond? Ek wil net van waters, waar is die grond? Party ouens sê ja, die grond was onder die ander laag water. So dan beteken dit dat toe God gesê wat die water skei het, hy eintlik gesê wat daar ook grond wees. So wat die grond vandaan gekom? So was dit daar vir die tyd. Die water is net weggesteek. Sien, God het julle probleem. Julle klaar probleem. Maar dan is skielik lees dat kom ons gaan dan 'n keer dinge gaan goed wees. Gaan na 2 Petrus toe, die laaste hoofstuk. 2 Petrus. Gaan. Ek gaan dit in die Engels, julle sal moet kyk. Ek sien my internet en my skrif weggegaan. So 2 Petrus, die laaste hoofstuk, hoofstuk 3. Ek wil hier net daar iets saam met my kyk daar. So ek gaan julle vra om dit te lees vir my in die Afrikaans. 2 Petrus en ons gaan na hoofstuk 3 toe en Petrus sê iets wat interessant is. Hy sê vers 3 wat? Wat sê hy vers 3? Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Gaan aan. Vers 4. En sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, by alles soos dit was van die begin van die skepping af. Kom, stop net daar. Net tot die begin van die skepping. So hulle sê dit alles is normaal. Maar dan sê Petrus, maar dit as prins vergeet. As prins vergeet. Dat daar mense was wat deur waters doodgemaak is. Okay? Dit sê dit in vers 5. Okay, vers 5. Want moeswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water Wow! Wat sê hy nou daar? Petrus is besig om te praat. Lees dit nou stadig. Okay. Kyk, voor dit gaan. Hy kyk terug op die skepping nou, nee. Hy kyk terug na wat Moses geskryf het. Maar iewes skielik doen hy iets wat Moses nie geskryf het nie. Onthou die deel gevra wat het eers gekom, water of Kyk, wat sê hy daar, vers 5? Want moeswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het. Wat beteken dit? Uit water en deur water ontstaan. Wat grond vandaan gekom? Volgens Petrus, van water. Daar was nie grond voor die tyd nie. Die grond is geskep uit die water. Nie geskei nie, die grond was daar, maar die Here het nie geskei. Daar is die grond, Die grond het die aarde uit die water gemaak. Dis wat Peter, of is dit verkeerd? Is nie wat julle daar lees nie. Lees vers 15. Want moeswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. Ek wil julle vertel, as julle my vra wat kom eers die hoender of die eier, ek sê vir julle klaar die hoender. As julle my vra wat het eers gekom, water of grond, ek sê vir julle water. Die grond het nader gekom. Nou hoekom ek dit wil wys? Daar's genoeg informasie in God se woord om erkenning te gee dat wat gebeur het in die verlede is waaragtig. Omdat mense wat in die Nuwe Testament geleef het, en dan wil ek eindig, ons word vertel in Hebreërs 1 dat Jesus die laaste persoon deur wie God gespreek het.
Toe die twee manne op die pad gestap het, het hulle by 'n plek gekom waar hulle Jesus was mos doodgekruisig. En hulle was downcast. En Jesus kom by hulle aan en hy praat met hulle en hy sê, wat gaan aan? Nee, moet jy nie gehoor van hierdie ou wat nou dood is nie. Ons het gedink hy was die Messias, ons het gedink hy is die God. En wat doen Jesus? Dit sê hy begin met die psalms, hy begin met die Ou Testament, en hy verduidelik deur die gebruik van die Ou Testament, dat wat gebeur het met Jesus eintlik voorspel was. Jy sien, Jesus gee selfs sy handtekening, sy goedkeuring aan wat geskrywe is. So wat ek probeer sê, 'n profeet is nie waaragtig of belangrik net omdat wat hy sê in die toekoms gebeur het. 'n Profeet is ook waaragtig omdat wat hy neergeskryf het, as iets gebeur in die toekoms, dan kan jy glo dat wat hy neergeskryf het aangaande wat verlede gebeur het, is as waaragtig as die vloed wat kom, die vuur wat kom. Petrus praat van die vloed waaragtig, hy praat van die vuur waaragtig. Jy kan alleen glo dat die vuur waaragtig is as jy glo dat die vloed waaragtig was. As die vloed nie waaragtig was nie, dan is die vuur nie waaragtig. Dit is die belangrikheid van profesie. Profesie is die manier hoe ons bepaal wat waaragtig is. En ek glo dis hoekom ons die woord van die Here kan gebruik as 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad. Nie net in die toekoms nie, maar wat het ook gebeur in die verlede. Die Taalmonument is daar vir wat te doen, om iets terug te bring as wat gebeur het. Kom ons maak ons goed toe. Ons Vader in die hemel, weer eens, dankie vir die woord. Ons weet dat ons versigtig moet wees, omdat ons baie valse profete wat probeer verdraai wat gebeur het in die verlede en probeer verdraai wat gaan gebeur. Maar help ons dat ons sal kan skei van wat waaragtig is en wat nie waaragtig is nie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.